Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, ek wil net ons almal op dieselfde bladsy bring. Voor my verlof, dis nou so seker 4 weke terug, het ek so 'n reeks mee begin van die woestynfase wat 'n mens beleef in jou lewe, jou wandel saam met God. En ek wil vandag bietjie voortgaan daarop, want elke Christen beleef baie keer 'n woestynfase in jou verhouding met die Here, nê? En gewoonlik is dit 'n kenmerk is dat jy ontvang 'n belofte van die Here, en tussen die tyd wat jy 'n belofte van die Here ontvang en die vervulling van daai belofte, nê, soos wat Israel die belofte ontvang van 'n beloofde land, 'n land van melk en honing. Vandat hulle daai belofte ontvang het, tot hulle die vervulling, was hulle in die woestyn. Het hulle eintlik die teenoorgestelde beleef, nê? Hulle het eintlik droogte beleef. En hulle het 'n belofte ontvang van 'n land van melk en honing. En so sien ons met 'n klomp mense in die Bybel, nê, selfs ook Moses, nê, voordat hy die volk uitlei, hy's geroep om die volk uit te lei, hy slaan die Egiptenaar dood, dan sy eers weer 40 jaar in die woestyn, nê, waar hy gevorm word. En dan stuur die Here hom terug en hy lei die volk uit Egipte uit. Dawid word gesalf as koning, en wat beleef hy? Hy moet vlug, heeltyd vir Saul wat hom wil doodmaak. En eers later, die vervulling, word hy gesalf as koning. En so beleef ons dit, en ek dink amper soos ek nou by Betsy ook, nê, ja, met hemelvaart het ons vir haar gebid, en sy het ervaar hoe in daai wond daar gebeur iets, en sy het gevoel sy word genees deur die Here, sy's aangeraak deur die Here. En toe daarna, toe kom die dokters en dinge lyk toe nie goed nie. En kyk wat gebeur op die einde, die genesing kom daar. So dis wat baie keer gebeur met 'n mens se lewe op aarde. Tussen waar jy die belofte ontvang en die vervulling van die belofte, nê, is daar woestynfase wat jy eintlik die teenoorgestelde ervaar in jou verhouding met die Here wat hy beloof het. Maar dis 'n baie belangrike tydperk, nê, hierdie woestynfase. Dis om jou geloof te suiwer, om jou geloof te bou, om die belofte te kan ontvang. Dat op die einde gaan die lewe nie oor jou nie, maar oor die Here, dat jy ook aan die Here al die eer kan gee, dat jy ontslae kan raak van al jou vleeslike gedagtes nie. Jy moet gevorm word. Maar ongelukkig lees ons dat Israel was nie bereid gewees om gevorm te word in die woestyn nie. En daar's 'n geslag wat eers moes uitsterf in die woestyn. Ek bid dat as die Here my belofte gee, ek so gou as moontlik sal leer en sal luister wat die Here sê, dat ek vinnig daai belofte kan ontvang. Dat ek nie aan mekaar moet rondswerf in die woestyn en swaar kry, want ek wil nie leer nie. Nee, dis 'n belangrike fase. En hierso lees ons nou ook, in Eksodus 17, sien ons ook in die woestynfase is daar beproewinge, nê? Daar's vyande, mense wat jou teëstaan, nê, dat die beloftes nie in vervulling kan gaan nie. Hoe moet jy dit oorwin? Want die Amalekiete het hier die Israeliete teëgestaan om die beloofde land in te gaan, nê? En Moses en Joshua en die manskappe het teen die Amalekiete geveg. Kom ons kyk, hoe kry 'n mens oorwinning in hierdie beproewinge wat jy ervaar in jou woestynfase, en die vyande, dit wat teëstaan wat die Here in jou lewe wil doen. Ek lees Eksodus 17 vers 8 tot 16. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kon veg het Moses vir Joshua gesê: "Kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die hemel gaan staan met die kierie wat God my gee het in my hand." Joshua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het, en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die hemel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste, en wanneer hy sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word, hy het 'n klip gevat en dit agter hom neergesit, sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Joshua die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê: "Skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Joshua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg." Moses het 'n altaar gebou en dit genoem: "Die Here gee my die oorwinning."
of dit is meer letterlik, die Here is my banier. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. En ons kyk veral na vers 11, waar staan, solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste, en wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Ek lees so in 'n boek van 'n seentjie, hy het katekisasie bygewoon, en na die katekisasieklas, terwyl hy saam met sy ouers terugry huis toe, vra hulle vir hom, hoor hierso, hy is so in die laerskool, wat het jy geleer in die katekisasieklas? En die seentjie sê, ja, ek het geleer, die tannie het vir ons gesê, Moses het 'n drywende brug oor die Rietsee gebou, en die Israeliete het oor hierdie drywende brug oor die Rietsee gegaan, en toe die laaste Israeliet aan die ander kant kom, en sy voete op droë grond neersit, toe blaas hulle daai brug op, daai drywende brug, en die Egiptenare wat toe nog op die brug was, het almal verdrink, nee. Sê toe vra toe vir sy seentjie, hoor jy sommer, is die juffrou regtig dit gesê? Nee mamma, maar jy sal nie glo wat die juffrou gesê het nie, nee. En so vir baie mense geloof, nee, geloof is amper om te glo iets wat nie waar is nie. Geloof is vir baie mense dink is wensdenkery. Nee, dit is iets wat nie regtig is nie. Geloof. Maar dit is nie hoe Moses, nee, en die Israeliete, die vyande in die woestyntydperk, die beproewinge gehanteer het nie. Hulle het geglo, dis waar. Wat die Here sê is waar. Ons lees daarvan in Hebreërs 11 vers 28. Hulle het oorwin deur die geloof. Dit was nie net wensdenker nie. Omdat hy, dis nou Moses, geglo het, het hy die Pasga ingestel, die bloed aan die deurkosyne laat smeer, so die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jerigo geval, nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Geloof is so belangrik, nie? Ons het hier oor die oorwinnaars naweek gepraat. God se koninkryk, glo is sien in sy koninkryk. Die wêreld sy sien is glo. Nee, glo is meer as wensdenkery. Dis deur die geloof wat jy, alleen deur die geloof wat jy God kan behaag, en ook sy beloftes kan ontvang. En dit is deur die geloof wat Moses en die Israeliete, wat hulle bevry is, en wat hulle op die einde Joshua die volk die beloofde land ingelei het, was deur die geloof wat dit gebeur het, en wat hulle vyande verslaan het, ook in die beloofde land. Nou, ons moet verstaan, die Amalekiete, nee, is nie so onskuldig hier nie. Hulle het so aan die suide van Kanaan gewoon, maar hulle was die nageslag, nee, van die Amalekiete was die nageslag van Esau. Esau was hulle aardsvader. So Isak was ook een van hulle aardsvaders, nee. Hulle het dus geweet van God se beloftes aan Jakob se nageslag, dat Jakob, die Israeliete, Kanaan gaan ontvang, die beloofde land ingaan. Maar net soos hulle aardsvader Esau, wat geen respek vir God gehad het in sy seëning nie, wat sommer sy eerste geboortereg verkoop het vir 'n bord lensiesop, het hulle dieselfde min respek vir God en sy beloftes gehad. Hulle het geweet die Israeliete gaan God het beloof, die Israeliete gaan die beloofde land Kanaan ontvang. En hulle staan dit teë, met geen ontzag vir God nie. Hulle wil die Israeliete keer om die beloofde land ingaan, alhoewel hulle weet van God se beloftes aan Israel, aan Jakob se nageslag. Verstaan jy, hulle het geen respek vir God nie. En dan sê hy ook, Moses herinner ook later, net voordat Joshua die volk die beloofde land gaan inlei, die nuwe generasie, geslag, die beloofde land inlei, herinner hy die volk, Moses die volk, van wat Amalekiete aan hulle gedoen het. Jy onthou wat Amalek jou aangedoen het, toe jy uit Egipte getrek het. Dat jy van agteraf aangeval, toe jy moeg en uitgeput was. En hy het almal wat nie kon byhou nie, om die lewe gebring, sonder om hom aan God te steer. So, hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy dit, wanneer jy beproewinge kry in jou, wat jou geloof moet vorm? Hoe hanteer jy, hoe lewe jy deur die geloof in die woestyntydperk?
voordat God se beloftes tot vervulling kom en jy beproef word. Sien ons ook wat hier gebeur het, nee. Natuurlik hoe Moses het en die Israeliete het gehanteer het, 'n ware lewe deur die geloof is natuurlik om eerstens alles van God te verwag. Dat alleen deur God se krag, alleen God kan dit doen. Net dit ons so 4 weke terug na gekyk hoe Moses moes opgegaan het, en dit is om jou hande uit te strek na die hemel, 'n gebedshouding van die Israeliete, om tot God te bid en te intersessie te doen, vir Josua en die manskappe wat veg onder. So die eerste deel van jou lewe in geloof, is om alles van God te verwag, om totaal en al van God afhanklik te leef. Maar daar is ook 'n tweede punt, en dit is om ook al jou kragte in te span. Baie belangrik. Dis glo is bid en werk. Dit is die 2 roeispane van jou lewensbootjie waaroor jy vaar, in hierdie lewe vaar in jou lewensbootjie. Is om te bid, alles van God te verwag en slegs deur sy krag, maar om ook al jou kragte in te span, om ook te gaan doen wat die Here sê in sy woord. Baie belangrik. So jy moenie net jou geloofswandel, en ons het nou baie oor geloof gepraat, ook oor die naweek, die wat die oorwinnaars gedoen het, moenie net vertikaal dink, dat alles net afhang van jouself, dat jy hier weer maandag ingaan, en jy moet net al jou kragte inspan, jy moet net jou beste gee, en so nie. Nee, alles hang nie net van jouself af nie. Dit is om net vir Josua en die manskappe te stuur om te gaan veg teen die Amalekiete, sonder dat Moses opgaan berg toe om te gaan bid. Jy moet ook nie net glo, ja, ek moet net bid. Ek moet alles net in die Here se hande los. Ek moet maar net bid dat die Here dit sal seën. Dis om alleen Moses op te stuur op die berg, om daar intersessie te doen, sonder dat Josua en die manskappe veg. Dis nie hoe die lewe werk nie. Die lewe in die geloof is bidend afhanklik van die Here, maar ook gaan doen. Jakobus praat ons ook van 'n lewende geloof. Is ook doen. Is om ook al jou kragte in te span en te doen wat die Here sê in sy woord. Nie net hoorders van die woord wees, ook daders van die woord wees. Geloof is 'n aksiewoord. Dit gaan oor in dade. Jy weet, mens kan eintlik sien hoe jy lewe. Mens kan baie goeie sê wat ek glo, maar wat glo jy werklik? Dit kom in jou lewe uit. Hoe jy lewe sê eintlik wat jy werklik glo. Want geloof is 'n aksiewoord. Jy het dalk al seker hierdie voorbeeld, is 'n redelike algemene voorbeeld gehoor oor geloof, Daar's hierdie voorbeeld is nou maar net om dit te demonstreer. Hier is hierdie sirkuswaaghals, wat 'n kabel span hoog bo 'n rivier van die een kant na die ander kant. En hierdie sirkuswaaghals stap oor hierdie kabel na die ander kant toe. Hy hardloop sommer terug. En hy stap weer, en hy hardloop sommer weer terug. Later het hy sommer 'n krywa wat hy op hierdie kabel oorstoot van die een kant na die ander kant, hy kom terug. By die ander kant, toe hy weer terugkom by die mense, klap hulle almal van hom hande en hy sê en hy vra vir hulle, glo julle ek kan hier oor hierdie kabel stap? Sonder om af te val. Ja, ons glo, en hy klap hande. En hy sê toe, alright, as julle glo, wie sal inklim in die krywa? Dit is slegs die wat die krywa klim wat werklik glo, dat hy dit kan doen. Om oor die kabel, oor die rivier te gaan na die ander kant toe. Dit is 'n aksiewoord, geloof. Deur hoe jy lewe, deur in te klim, jou oor te gee in God se hande en te lewe volgens wat hy sê in sy woord, wys dat jy glo in hom. Want dit is 'n aksiewoord. Anders is jou geloof maar net wensdenkery. Ons kan baie keer ons hier baie mooi dinge sê oor die Here en ons kan sing die Here loof en prys, U is my vesting, U is my lief en alles, maar hoe leef jy as jy hier weggaan? Lewe jy dat God jou vesting is, dat jy nie doen soos wat die wêreld sê, maar wat God sê in sy woord? Of val jy maar in by die wêreld, waar ons mekaar in die rug steek en skinder, en jy probeer ook jou lewe bietjie lekkerder maak, deur wat ook al, of jy dink jou oplossing is, miskien moet maar die lotto speel op dobbel, wat ook al. Hoe lewe jy?
Dit sê wat jy werklik glo. Glo jy wat God sê in sy woord? Glo jy sy beloftes? Nou weet ons ook, ons mense kan nie uit onsself geloof hê nie. Ons kan nie, God moet dit kom verander. God moet jou hart kom verander, om werklik in die geloof te kan lewe. Om ook te gaan lewe wat jy ook hierdie naweek geleer het. Om te gaan lewe daar in die wêreld. Want die wêreld het nie verander nie. Ek glo God het jou verander, maar die wêreld is nie verander nie. God verander jou vir die wêreld. Dis wat Lennard gewoonlik ook sê op die oorwinnaarsnaweek. Nee? So die wêreld nie verander nie, maar hoe gaan jy môre in die wêreld in? Hoe gaan jy maak? Nee, dit is die vraag. Gaan jy lewe wat jy geleer het, God sê in sy woord? Uit myself kan ek dit nie doen nie. Ons sien dit, God se gees moet in ons werk. Dit is absoluut belangrik. En ons sien dit selfs met Jesus se disippels, nee. Hulle het ook maar wensdenkerry geloof gehad voor Pinkster. Ons lees in Markus 14 vers 26 tot 31, nee, dat al die disippels vir Jesus gesê het, Jesus sê ja, hy gaan gekruisig word en almal gaan hom verlaat. Hulle sê nee, ons sal u nie verlaat nie. Al moet ons sterf saam met u, ons sal u nie verlaat nie. En Petrus het veral die meeste gepraat en Jesus sê, jy gaan my 3 keer verloon voor die haan kraai. En dan gebeur dit ook, wat? Jesus word gevange geneem, al sy disippels het weggehardloop. Het hom verlaat en en Petrus verloon hom voor diensmeisies om die vuur. Nee? So ja, hulle het nie krag gehad van geloof nie, was ook maar wensdenkerry baie keer. Maar dan kom Pinkster, nadat Jesus gesterf het en opgestaan, hemelvaart, dan kom Pinkster, dan kom die Gees oor hulle. En dan verander daai lafaards in geestelike stryders. Veral Petrus, hy preek, nee. En dan kom mense tot geloof. En hierdie disippels, nee, wat so lafaards was voor Pinkster, nee, word gevange geneem, word geslaan, maar hulle bly nie stil nie. Hulle getuig voor die Joodse se geestelike leiers, voor die Romeine getuig hulle. Jy kan hulle nie stil kry nie. Op 'n stadium sê die Joodse geestelike leiers, die Joodse raad vir Petrus en vir Johannes, julle mag nie meer, ek gaan julle loslaat, maar jy mag nie meer praat van Jesus nie, jy mag nie preek nie. En dan sê hulle in Handelinge 4, vers 19 en 20, sê hulle vir hierdie Joodse geleerdes, hierdie teoloë, wat hulle probeer verhoed, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Wow, nee, hierdie geloof het dit verander, was nie meer wensdenkerry nie. Was kragtig, deur die Gees. En dan lees ons lees dit ook, 1 Korintiërs 12 vers 9, dat geloof is 'n gawe van die Heilige Gees. Daarom moet jy bid, nee, dat God daai geloof afhanklik van hom bly, soos wat Moses daar op die berg is, nee. Sy hande uitsteek, moet jy bid, Here, wek hierdie geloof in my lewe, die lewende geloof, sodat ek ook bonatuurlik sal lewe in die wêreld. Anders sal lewe as wat die wêreld leef. Al moet ek teen die stroom gaan by die werk, waar ook al. Dit uit my lewe sal wys, ek is anders, want ek is 'n gelowige. Ek glo nie. En dan, sodra jy bid afhanklik van die Here, die Gees jou vul en jy doen dit ook, jy lewe volgens God se woord, volgens sy waarheid nie, dan sal ook bonatuurlike dinge gebeur. Dan sal jy ook gewoontes oorwin. Dan sal ook verhoudings herstel tussen jou en geliefdes wat jy vir jare kon dit nie regkom nie. Net dan kan die Gees deur jou werk om iemand anders jou geliefde se lewe te verander. Dan gaan jy oorwinning kry oor Satan se aanvalle in die dinge. Jy moet weet, die onsigbare, die geesteswêreld, die onsigbare is 'n groter werklikheid as die sigbare wêreld. Ons sit baie keer ons geloof in dit wat ek kan sien en proe en ruik en hoor en so die sigbare. Maar dis net tydelik. Die onsigbare is 'n groter werklikheid as die sigbare. Hebreërs skrywer sê ook
net daai hoofstuk oor geloof. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dis nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Die onsigbare wêreld, die geesteswêreld, God is gees, nê. Dis 'n groter werklikheid as hierdie fisiese werklikheid waarin ons lewe. En ons plaas al ons vertroue in hierdie sigbare wêreld altyd. Maar die geesteswêreld, God se koninkryk, is 'n groter werklikheid. God het alles geskaap uit dit wat ons nie kan sien nie. 2 Korintiërs. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En Jesus Christus, God is gees, nee. Jesus Christus is die enigste egte geloofsvoorwerp. Hoekom? Die sigbare wêreld is tydelik en verander en gaan verby. Maar God en Jesus is van ewigheid tot ewigheid dieselfde en verander nooit. Jesus is die begin en die volëinder van ons geloof. 1 Korintiërs 12. En hy verander nie. Daarom is hy die enigste ware egte geloofsvoorwerp. Nee, Hebreërs 13 vers 7 en 8. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. En deur al die eeue het God dit bewys. Sy woord is waar en dit verander nie. Jesus verander nie, hy's altyd dieselfde. En Jesus is die antwoord vir al die probleme. Ek hoor op baie keer, hoor ek mense sê, okay, jy het al hierdie sielkundige oplossings vir 'n klomp dinge, nee. Maar daar kort iets. En dit is Jesus. Jesus is die oplossing. Want by hom is daar versoening, vergifnis van sondes, want dis die groot probleem van hierdie wêreld, is sonde. As jy wil weet wat is sonde, lees jy koerant, luister nuus, dan hoor jy wat is sonde. En die wêreld het nie antwoord vir die sonde nie. Daar is nie ware vergifnis in die wêreld nie. Jy kan dit net vind by God, deur Jesus. En hy is altyd dieselfde. Altyd dieselfde. Ek wil amper, so Jesus is die enigste ware geloofsvoorwerp, waarin jy absoluut jou vertroue kan plaas. Ek wil dit vergelyk met die storie van die Titanic. Dit is 'n ware verhaal, julle weet dit, nie Titanic nie. Die Titanic was in sy tyd, toe die skip gebou is, hierdie passasiersskip gebou was, die beste tegnologie, alles was net beste. Hulle was so, die skepsbouer was so beïndruk met wat hulle gedoen het, dat hulle gesê het, dis die unsinkable ship, nee? Die Titanic onsinkbaar. Nee, dis wat hulle gesê het. Daarom was daar nie genoeg lewensreddingsbootjies op die skip vir al die passasiers nie, want hy is unsinkable. Maar ons weet wat gebeur het. Op die Noënsvaart, eerste seevaart, sink die unsinkable en word toe die unthinkable onder die see. Nee? En ek het ook gelees dat hulle sê, daar was 'n paar mense wat hulle reis geboek het op die Titanic, maar toe hulle hoor wat die skepsbouers sê van die skip, net hy unsinkable is, het hulle kaartjies gekanselleer, omdat hulle voel, die skepsbouer start God. En hulle gebrek aan geloof in die Titanic het hulle eintlik gered. So, dis maar wat die wêreld se goed is, die fisiese werklikheid nie. Kom ons gestel, die Titanic het nooit gesink, dit het nog vir 100 jaar lank gevaar. Ek glo nie sou hier so lank gevaar het in elk geval nie. Later sou die metaal ook maar geroes het, nee. Sou dit ook maar verouderd geword het. En kon dit nie meer 'n ware geloofsvoorwerp wees om op daai skip te klim en op die see te vaar nie. In elk geval nou dag het ek so 'n prentjie gesien van moderne passasiersskepe in vergelyking met die Titanic. Die Titanic lyk maar soos 'n amper 'n seilskipie langs, nee, was maar klein gewees. Verstaan jy hoe verander? Tye gaan verby. Die fisiese werklikheid, daar's roes, daar sink, dit tegnologie raak oud, nee. Jy kan nie jou geloof in hierdie
fisiese werklikheid plaas nie. Dit verander. Dit is, jy kan nie, dit is nie standvastig nie. Maar dis waar ons uit ons geloof plaas. Dis die probleem, né? Dis wat ons gewoonlik glo. Ek bou my hele lewe op die fisiese werklikheid, wat ek sien en proe en hoor en luister en al die goeters. Ons plaas soveel geloof in aardse goeters, né? In aardse dinge. En ek wil vir jou sê, die probleem is nie geloof nie, né? Baie keer dink ons, ja, dis 'n gebrek aan geloof. Die verskil tussen Christene en nie-Christene is nie geloof nie. Almal glo iets en jy leef volgens wat jy glo. Die verskil is die voorwerp van jou geloof. En ons glo so baie in fisiese dinge, nee. As ons hier uitry, as ons nou klaar is met die erediens, nee, dan glo ek die petrolnaald van my kar, daar's petrol in, dat ek hier kan uitry en by die huis kom. As ek ry na die stopstraat toe, glo ek as ek daai pedaal trap, nee, dan gaan my kar stop. As ek by 'n verkeerslig kom, dan glo ek, nee, as ek 'n groen lig het, nee, glo ek dat die verkeer van weerskante 'n rooi lig het wat ek nie kan sien nie, maar ek glo daar wys weerslig na die kant toe rooi ligte en dat daai verkeer ook sal stop en ek gaan oor. Verstaan jy, is baie geloof in aardse dinge, fisiese dinge. Ons het soveel geloof in fisiese dinge. Maar as by geestelike dinge, dan raak ek nie, dan wonder ek nou. En die aardse dinge, die fisiese werklikheid is feilbaar. Jy kan nog dink jy trap daai rem en dan skielik is daar niks. Nee. So almal lewe deur geloof. Party mense plaas hulle geloof in Allah en Boeddha, nee, en Mohammed of wat ook al. Ander mense glo daar is nie 'n God nie, leef as daar's nie 'n God nie. Almal glo iets, die hele lewe is geloof. Die verskil is, wat is die voorwerp van jou geloof? Nie geloof nie. Almal het geloof, almal leef deur geloof. Maar wat is die voorwerp? En wat jy glo. En ek sal nie sommer baie geloof hê om saam met 'n ou te ry wat deur padwoede beheer word nie, want ou met padwoede is impulsief en veranderings. Ja, dit verander te veel, is impulsief. Jy kan nie saam met so 'n ou ry nie, nee. Ja, daar's eintlik so 'n vraag wat maar ek sal later daarby kom, nee. Hier op die vakansie het ons baie Jesus gesien. Ja, maar kom ons los dit, jy sal eers later weer daaroor praat. Maar ja, jy kan die werklike enigste egte geloofsvoorwerp is Jesus Christus. Wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. En daarom, nee, ontvang, jy sal oorwinning ontvang. As jy werklik jou geloof plaas in Jesus en in hom alleen. Dat jy, Here, ek is totaal afhanklik van U. Dat jy ook soos Moses op die berg sal wees. Jou hele lewe gebedslewe sal wees en sê, Here, alles hang net van U af. Maar dan ook werklik dat jy ook sal gaan doen en sal lewe volgens God wat hy sê in sy woord, wat die waarheid is vir jou lewe. As jy dit ook lewe, en eers gaan jy dalk wonder, gaan dit werk? Nee, dan gaan jy ook sien. Jy gaan oorwinning kry in jou lewe. Jy gaan gewoonte sondes oorwin. Jy gaan uitstaan. Die Here gaan jou kragtig gebruik. Jou lewe gaan sinvol raak. As jy jou geloof plaas en gaan doen wat God sê in sy woord. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kom en ons wil net aan U al die eer gee. Ons lewens is in U hande. En Here, U is die enigste ware, egte geloofsvoorwerp. Here, en daarom, ons lewe in totale afhanklikheid, dat alles hang van U af. Maar ons gaan doen ook, Here. Ons neem onsself nou voor ook. En jy kan vir Here in jou hart ook nou sê, saam met my, Here, ek gaan ook en ek gaan lewe volgens U woord. Wat U sê in die woord waar is. Ek plaas my vertroue net in U, maar ek gaan doen ook. Ek gaan al my kragte ook inspann om hierdie van nou af, Here, my lewe te rig op wat U sê in die woord, om volgens U beloftes te lewe.
En ons bid en verklaar dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.